Dankie my vrou, vandag is Goeie Vrydag en vandag is die begin van 'n klomp gebeurtenisse in Jesus se lewe. Sondag was die opstanding en 40 dae later is dit Hemelvaart. So die 29ste Mei vier ons Hemelvaart. En dan vir 10 dae, hy het vir hulle gesê, gaan en wag op die Heilige Gees. Vir 10 dae gaan ons kerk hou. Ons het verskillende predikers en ons gaan wag op die Heilige Gees en dan Pinkster Sondagoggend eindig dit wanneer die Heilige Gees uitgestort is. Maar vanmôre is Goeie Vrydag en ek vra om jou Bybel oop te maak. As jy jou Bybel oopmaak of jou Bybel aansit, jy is baie welkom daar by Matteus 26. En ek gaan vir jou 'n hele paar skrifte lees, want die woord van die Here is gees en lewe. Wanneer ons die woord lees, begin die gees van die Here werk en lewe kom in ons in. So hier is die gedeelte waar hulle gaan voorberei het vir die nagmaal, en dis ook die gedeelte waar hy voorspel dat Petrus hom gaan verraai en dat dan sy gebed en waar hy gearresteer is. Maar vers 26, Matteus 26 vers 26. Terwyl hulle besig was om te eet, neem Jesus brood en vra God se seën daarop. Hy breek dit in stukke, gee dit aan sy disippels met die woorde en let op, hy sê, neem en eet dit is my liggaam, nie soos my liggaam nie, dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank en dit aan hulle gegee met die woorde, drink almal daaruit, want dit is my bloed, wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet, sodat hulle sondes vergewe kan word. Ek verklaar nou hier plegtig, dat ek van nou af nie weer wyn sal drink, totdat ek opnuut die feesmaal saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Hulle het toe die loflied gesing en uitgegaan na die Olyfberg. Nou lees ons vers 36. En Jesus kom toe saam met hulle by 'n olyftuin met die naam Getsemane en hy sê, sit julle hier terwyl ek ander kant gaan bid. Hy neem toe vir Petrus en 2 seuns van Zebedeus saam met hom. Daarop oorval 'n groot ontsteltenis en benoudheid hom. Hy sê toe vir hulle, ek is benoud tot sterwens toe. Ek is benoud tot die dood toe. Bly julle hier en waak saam met my. Hy het toe 'n eentjie verder neergeval en met sy gesig plat teen die grond gebid. O my Vader, as dit moontlik is, neem tog hierdie lydensbeker van my weg. Doen nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy kom toe terug by die disippels en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, so kon julle dan nie eers 1 uur saam met my wakker bly nie. Nou dis Petrus wat nou net gesê het, Here, ek sal U nooit los nie. Nou sê, jy kan nie eers 1 uur wakker bly saam met my nie. Wees waaksaam en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. 'n Mens se gees is wel gewillig, maar jou liggaam hou nie altyd by nie. Weer het hy van almal af weggegaan en gebid, my Vader, as hierdie beker van my kan wegneem, as hierdie beker van my kan wegneem, sonder dat ek dit moet drink, laat U wil dan uitgevoer word. Hy het toe teruggegaan en kry hulle weer aan die slaap. Hulle was so vaak, hulle oë eenvoudig kon nie oop bly nie. Hy het hulle toe daar gelos en weer weggegaan en dieselfde gebed vir die 3de keer gebid. Toe kom hy na sy disippels toe en sê, slaap, rus julle nog steeds. Die tyd het aangebreek, ek en die seun van die mens moet nou oorgegee in die hande van die slegte mense. Staan op, ons moet gaan. Kyk, my verraaier is hier. Nou ek wil vandag vir jou iets interessant vertel van Jesus, wat jy dalk nie geweet het nie. Nou ons het 'n God drie-enig, wat Vader, Seun en Heilige Gees is. Jy's ook geskape in 3 in 1. Jy's liggaam, siel en jy het gees. Maar dink 'n oomblik hieraan, dat Jesus ook liggaam, siel en gees is. So God is ook liggaam, siel
en gees. Jesus, toe hy op hierdie aarde is, toe kry hy 'n liggaam soos ons, wat pyn kan beleef, wat kan sterf. Toe hy sterf en hy staan op, kry hy 'n verheerlikte liggaam. 'n Liggaam wat nooit weer pyn, nooit weer dood gaan beleef nie. 'n Liggaam wat, hy beweeg tussen mure, hy is hier, dan is hy daar. 'n Liggaam wat verheerlik is, 'n liggaam wat sy disippels kon hom sien, hulle kon aan hom geraak het, maar tog, die volgende oomblik is hy weg, hy het saam met hulle geëet. Dis die liggaam wat ek en jy eendag gaan hê. Johannes sê, ons weet nie wat ons gaan wees nie, maar ons gaan aan hom gelyk wees. Ja, Jesus het gees gehad. Hy sê, God is gees, en wie hom wil aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. So dis hoe ek God moet aanbid, maar hy het ook 'n siel gehad. Nou jou siel is jou wil, jou siel is jou gedagtes, jou siel is jou emosies, dis waar jou karakter vandaan kom. En God dieselfde, hy het baie gedagtes. Hy skryf Jeremia, ek het gedagtes oor julle, my gedagtes oor julle is nie sleg nie, my gedagtes is goeie gedagtes oor julle. Hy het emosie, ons lees in die Bybel dat God het emosie, hy's kwaad, hy's woedend, hy's bly, hy's opgewonde. Jesus huil self, hy het emosie, hy beleef emosie, dis wie God is. En dan, ons praat so baie van God se wil, so God se wil, Jesus wat 'n wil het, God wat 'n wil het, dis wat God wil doen. Die belangrikste in jou lewe is om die wil van God te doen. Nou kom Jesus, en nou moet jy ook verstaan, wil is ek wil, dit beteken, dis 'n werkwoord. Nou baie keer sal ons kom en sê, ek wil vir iemand gaan kuier. Ek wil daar by jou uitkom. Ek wil nog, ja, dis wat ek eendag wil doen, maar jy weet, jy kry dit altyd nie reg nie, of goed gebeur nie, jy kan nie altyd daar wees nie. Nou wil beteken ook, om 'n begeerte te hê. Eintlik sê ek, dis my begeerte om by jou te kom. So ek sê, ek begeer, ek wil see toe gaan. Wat sê ek eintlik vir jou? Ek wil see toe gaan. Maar dis my begeerte. En dan sukkel 'n mens met hierdie gebed van Jesus, Here, as dit u wil is. Want Jesus sê, ek doen net wat die Vader my sê, en mense sal dink dat God en die Seun, dis hoekom Jesus gekom het om hier te sterf en by God te wees, om te sterf, aan 'n kruis. Hy het geweet van dag 1 af, dis die plan van ewigheid, hy het geweet, dis die plan, en nou bid hy en sê, Here, as hierdie beker verby my kan gaan, wat Jesus eintlik bid, hy sê, Here, my begeerte is, om nie hierdie beker te drink nie. My begeerte is om nie te sterf nie. Maar Vader, nie my begeerte nie, maar u begeerte. Hoekom bid hy dit? Want hy is op pad na die kruis toe. Hy weet wat gaan gebeur. Nou dink ek, hy moes dink aan die lyding, hy moes dink aan die sweep, hy moes dink aan die pyniging, hy moes dink aan die martelinge, hy moes dink aan die spykers, wat hulle gaan kap aan hom, sy hande deurboor, sy voete deurboor, om met 'n spies in die sy steek. Maar ek weet, ek dink dit was nie sy grootste ding gewees nie. Hy kom en hy sê, Here, dat ek hierdie beker moet drink. Wat het gebeur by Jesus? Jesus het sonde geword. Hy het iets gaan word wat hy nog nooit was nie. Hy het ek en jou sonde op hom geneem. Dan sê hy, Vader, my begeerte is, ek wil nie sonde wees nie. Want Jesus het geweet, die oomblik as daar sonde is, dan verlaat God hom. En in ewigheid het hy nog nooit gevoel, hoe voel dit, om verlaat te wees nie. Nog nooit gevoel, hoe voel dit, dat die Vader hom los, dat God hom los, dat hy verwyder is van die Here. Toe hy in die kruis hang, toe skreeu uit, my God, waarom het u my verlaat? Want hy het dit nog nooit gevoel nie. Want hy het sonde geword. Hy is verlaat, sodat ek en jy nooit verlaat sal word nie. Hy het die prys betaal, sodat ek en jy nie die prys betaal nie. Hy het gesê, Here, ons doen die wil, ons doen Vader die wil, sodat u my verlaat, sodat u kinders nooit verlaat kan word nie. Hy's gepynig, hy's gemartel, hy's deurboor, deur sy wonde het ons 'n prys betaal. Hy het sonde geword, hy's verwyder, sodat ek nooit verwyder kan word nie. Sit die volgende slide, ek nie my klikker nie. Hoor wat sê Hebreërs, hy sê, hou julle lewe vry van honger na geld. Baie interessant.
Hou julle lewe vry van honger van geld. Jesus noem geld 'n god. Hy sê, laat wat julle het vir julle genoeg wees. Onthou dat God die versekering gegee het. Ek sal jou nooit los nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit los, ek sal jou nooit in die steek laat nie, want Jesus het daardie prys betaal. Dit verseker is, ek gee my woord. Nou moet jy onthou, God se begeerte was om met die mense verbond te maak. Hy het met Abraham 'n verbond gemaak. Daardie verbond is nie die verbond wat hy met Moses gemaak het nie. Die verbond met Moses, Jaden hardop gooi op boontoe. Die verbond met Moses, dankie Sena. Die verbond met Moses was, hou die wet. As jy die wet hou en jy hou die besnydenis, dan gee ek die Messias. As ek en jy ooreenkoms aangaan, dan doen ek my deel en jy doen jou deel. Maar met Abraham se verbond was dit anders. God kom en hy maak Abraham aan die slaap. En dan kom hy en die seun, die vader en die seun, en hulle maak 'n verbond. Jy kan dit gaan lees, dit wat hulle gedoen het. So wat God eintlik sê, Abraham, ek het jou nie nodig nie, maar ek maak 'n verbond met jou. So God se begeerte is om met jou 'n verbond te maak. Nou as jy nie genade verstaan nie, dan moet jy besef, hierdie is genade. God wat sê, ek maak 'n verbond, ek hou my kant. My verbond kan nooit gebreek word nie. Ek het jou nie eers nodig nie, jy lê in slaap. Ons is eintlik almal aan die slaap. As jy dink jy kan deur jou werke gered word, is jy eintlik reeds verlore. My beste werke is soos vuil lappe voor God. En die rede is, omdat hy 'n heilige God is. Weet jy wat kry ek as pastoor baie? Is dat mense dink, goeie mense gaan hemel toe. Weet jy, Jesus het gesê, goeie mense gaan nie hemel toe nie. Dis mense wat geloof in Jesus Christus het. Mense sal vir my sê, pastoor, ek weet waar hierdie ou is, want hierdie familielid van my was 'n goeie mens. Dis nie jou goedheid wat jou red nie, dis omdat jy in Jesus Christus glo. Dis as gevolg van hierdie verbond wat God gesluit het. So die Vader se begeerte is, ek wil my verbond gestand doen. Ek wil my verbond hou. Jesus sê, Vader, ek wil nie hierdie beker drink nie. Nou dink 'n oomblik hier aan, ek het nou 'n beker, en as ek 'n blikkie Coke, wie van julle hou van Coke? Net so 3 van julle. Dis goed, die ander weet, jy mag nie Coke drink nie, maar die goue Coke is nou lekker. As ek Coke drink, Coke ingooi, kan vir jou sê, kom drink gou Coke. Dit is lekker om Coke te drink. En ek dink ons besef nie altyd wat Jesus gedoen het nie. Sê maar, hier's 'n beker. Wie van julle het al Engelse sout gedrink? Is jy ook gedwing om Engelse sout te drink? Jy's gedwing. Dis jou wil nie, was jou ma se wil. Is dit so? Maar jy weet, eintlik gaan jy so bietjie suffer en dan kom dit beter met jou. Jy moet so rukkie versigtig wees. En daarna gaan dit beter met jou. Maar sê maar ek vat Blue Death. En ek gooi Blue Death in. Sal jy dit nou drink? Jesus het geweet, as hy hierdie beker drink, gaan hy sterf. Jesus het geweet, as hy hierdie beker drink, gaan hy verwyder word. Ek en jy weet, as ek en jy hierdie beker drink, gaan jy sterf. Dan verstaan jy as Jesus sê, Vader, nie my wil nie, maar U wil. Here, nie my begeerte nie. Ek wil nie hierdie sonde word nie. Ek wil nie sterf nie. Ek wil nie verwyder word van U nie. Maar nogtans, U begeerte om die verbond te hou. Nou moet jy iets onthou van die Bybel. As jy met die Bybel werk, as die Bybel die eerste keer oor iets praat, dan leer hy ons baie. Nou, goed word geopenbaar. Die eerste keer toe ons van Satan lees, word dat geopenbaar wie Satan is. Eerste keer van woede lees, Kain en Abel, word geopenbaar, baie geopenbaar. Eerste keer van 'n profeet lees, dan leer ons baie, en so reg deur die Bybel. Maar die Bybel werk ook so, as die Bybel 2 keer 'n ding sê, dan lê hy baie klem daarop. Jesus sê die getuienis van 2 of 3 staan vas. As daar 2 is wat getuig, dan staan dit vas. Die Here sê, as 2 van julle saamstem oor 'n ding, so sal dit wees. Want 2 staan vas. Maar as dit 3 is, dan is dit vir ewig.
Verstaan jy, hoekom die engele kom, dan roep hulle, heilig, heilig, heilig. Die engele en die ouderlinge, so om die troon van God, dan roep hulle, heilig, heilig, want dis wie Jesus is. Dan staan dit vas vir ewig. En as jy lees, dan bid Jesus 3 keer. Vader, nie my wil nie, maar u wil. Tweede keer sê Here, as dit kan, laat die beker verbygaan, as dit kan. En dan die 3de keer, dan lees ons het hy dieselfde gebed gebid. Nou Jesus kom, dan sê hy in Lukas 9:23, dan sê hy, toe hy vir die skare gesê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek moet my eie ek prys gee, en elke dag julle kruis opneem en my volg. So die nommer 1 ding wat jy moet doen is, my eie ek, en raai wat, Jesus moes dieselfde doen. Jesus moet kom en sê, Here, nie my eie ek, dit wat ek begeer nie, maar dit wat u wil hê, want u wil die verbond gestand hou. Nou kom mense en sê, as God dan ons lief het, as God dan 'n verbond met ons as mense het, hoekom laat God goed in hierdie wêreld toe? Hoekom kan Hitler miljoene mense doodmaak? Hoekom kan Stalin miljoene mense doodmaak? Vandag word daar gebom in Oekraïne. Kan Rusland opstaan en sê, dit kan nie in ons vandag gebeur nie. Dan skiet hulle mense dood, mense wat ek en my vrou ken. Ons het met hulle gepraat, is dood in 'n bomaanval. Kan jy dit dink, 'n missielaanval? Dan sê jy, Here, waar is u? Here, hoe kan u dit toelaat? Maar weet jy, dis nie God nie. Dis nie wie God is nie. Wie is God? Dink 'n oomblik, wat het met Jesus gebeur toe hy op hierdie aarde wandel? Toe het hulle hom gevat en hom doodgemaak. Kan ek iets wys? Sissa, kom gou hier op, hardloop hier op boontoe. Sy's 'n mooi girl hierso. En sy het nie 'n boyfriend nie. Daar sê. Maar sê maar, ek vat my hand. God gee vir my hand en sê, kom maar klap jou. En dan sê ek, nee, maar dis die Here wat dit my laat doen het. Wat het God gedoen? My hand gegee, dan sê hy, jy kan kies om haar te respekteer. Jy kan kies, sê ek groet jou. Jy's pragtig, groet jou. Ek het 'n hand gekry om haar te help. Ek het 'n hand gekry om haar te eer. Dankie. Dis wat God gedoen het. Wat het God gedoen? Toe hy jou 'n wil gee, toe beperk hy eintlik sy krag. Want God kan niks doen as jy nie wil nie. God kan nie iets maak met jou as jy nie belangstel nie. As jy sê, ek weier, sal dit nie doen nie. As jy kom en sê, maar dis God wat dit gedoen het, dan maak jy God 'n leenaar, jy's 'n leenaar. Jy's 'n scammer, dis wat jy is. Eendag kom 'n man by my en sê, ja, die Here het my laat dwelms gebruik. Die Here het my kokain gebruik, sodat ek nou ander mense kan leer na 10 jaar. Toe sê ek, dis 'n leuen uit die put van die hel uit. Dis jou keuse gewees, dis jy wat jou lewe vernietig het. Ja, die Here doen iets goed, as jy terugdraai na God toe, dan werk hy dit ten beste. Maar wat ek en jy moet besef, dat my wil, moet God se wil word. Eintlik moet ek kan sê, Vader, my wil is u wil. Kom ek sê dit anderste. Ek moet sê, Here, my wil is God se wil. God se wil is my wil. My wil is God se wil. God se wil is my wil. Hoe ek dit ook al sien, dit wat ek wil. So nou sê jy, ek wil see toe gaan. Dis my begeerte. Dan kan ek nie bid, Here, as dit u wil is nie. Ek moet eintlik sê, Here, u wil is dat ek moet rus. U wil is, Here, dis waar ek wil gaan. Dan bid ek, sê, Here, dat u begeerte werk in my. Dan vra ek vir jou, wat wil God in jou lewe? Wat wil God? Wat wil God in jou lewe? Wat wil God in hierdie gemeente doen? Wat wil God in hierdie dorp doen? Wat wil God? Ons praat so maklik, Here, u wil is vir my belangrik. Maar wat wil God? Wat begeer God in jou lewe? Wat begeer God om deur jou te werk? Weet jy, God is groot, glo jy God is almagtig. Maar weet jy, hy kan nie hierdie blikkie Coke optel nie. Ons kan bid, ons kan enige iets doen, maar hy kan nie daai blikkie Coke optel nie. Maar as God deur my werk, en hy vat my hand, en sê, Johan, tel op daai blikkie Coke, gooi dit uit. So met ander woorde, jy kan die hande van God wees. Jy kan die liggaam van God wees, dat God hier werk.
En dan sê die Here, ek sal jou nooit los nie, ek sal jou nooit in steek laat nie. Ek wil afsluit met 'n raad wat Jesus ons gee. Nou ek luister na bekende ouens wat praat en dan sê hulle, elke mens hanteer pyn op 'n ander manier. As jy weet pyn kom en as jy pyn in jou lewe beleef jy dit op verskillende maniere. Een mens eet pyn weg. Of hy verhonger homself as gevolg van sy pyn. Ander kom, slaap hulle pyn weg. Ander mense kom en dan drink hulle pyn weg. Hulle probeer dit wegdrink. Anders dan sê, kom ons hou party. Ander is die party animal. Hy is net altyd grappies, vol grappies. Maar eintlik sit hy met pyn. Ander sit en kry homself jammer. Jo, nee, ek is nou down. Want hy beleef sy pyn. Self-pity, om self jammer te kry is baie lekker. Dis hoe ek my pyn hanteer. Maar weet jy wat leer Jesus hulle disippels? Hy sê, waak en bid sodat jy nie in versoeking kom nie. Toe Jesus by pyn kom, wat doen Jesus? Hy gaan bid. Hy gaan bid. En hy bly bid. En hy bly bid. Sy gebed staan vas. Staan vas vir ewig. Hy sê, Vader, nie wat ek wil nie, wat U wil. Hoe belangrik is dit dat jy bid? Ons het van die einde van die maand af gaan ons tot met hemelvaart elke oggend van 6:30 tot 7:30 is die kerk oop om te bid. Dit kos moeite, want jy moet bietjie vroeër opstaan en kerk toe kom en kom bid. Jy moet moeite doen. Moenie hier sit en sê, ag nee, dit sal nie vir my werk nie. Gaan vra 'n bietjie vir die Here, Here, wat se moeite moet ek doen om te gaan bid, sodat jy nie in versoeking kom nie. Weet wat's die naaste vyand aan jou? Die naaste vyand in jou is slaap. Jy al gesien, jy wil net bid en dan begin jy moeg raak. Begin net Bybel lees, dan raak jy moeg. Jy kan vir ure voor die televisie sit en op jou selfoon, maar lees Bybel. Dan wil jy slaap. Want slaap is ons vyand wat die naaste aan ons is. Waar Jesus sê, bly bid. Kom ons bid nou saam. En dan waar jy is, jou oë sluit vir 'n moment. As jy oë toemaak, is dit net 'n persoonlike moment met die Here, waar jy met die Here praat. Wat praat die Heilige Gees nou met jou? Daar waar jy sit, terwyl ek preek, wat het die Heilige Gees met jou gepraat? Wat praat God se Gees nou in jou hart? Terwyl ek vanmôre bid ek sê, dankie Here, dat U namens my sonde betaal het. Dankie dat U 'n sondebeker gedrink het, wat Johan Brits se naam op was. Ek bid vir elkeen vanmôre hierso, dat jy vanmôre sal besef, wat God eintlik vir jou gedoen het. Jy dink, ag jou sonde is nie so erg nie. Jy dink dis so right, kan ek vanmôre vir jou sê, God skryf nie sonde af nie. Die banke skryf slegte skuld af, God doen dit nie, jy sal betaal. As jy 'n kredietkaart het, jy sal betaal. Dieselfde met sonde. Jy sal betaal. En dan kom die Vader en sê, hulle kan nie betaal nie. Hy maak 'n verbond met die mens. En Abraham is geregtigheid toegereken omdat hy in die Vader geglo het. Hy's geregtigheid toegereken omdat hy glo. Right standing with God, sy sonde vergewe omdat hy glo. Dan wil ek jou aanmoedig vanmôre, mag jy glo. Sê Jesus, ek glo nie. Ek glo nie. Ek wil jou vra om iets te doen terwyl elke oog gesluit is. Wat beteken dit om jou hand op te steek? As ek vir almal vra hierso, wie het vandag klere aan? Dis 'n eenvoudige vraag, dan steek jou hand op en sê ek het klere aan. Wie is vandag dit? As jy vanmôre hier sit en sê ek glo in Jesus. Wie nie oomblik jou hand opsteek en sê ek glo in Jesus. Ek glo in Jesus. Daar waar jy sit, terwyl jy oë sluit en sê Vader, ek glo in Jesus. Ek steek my hand op om te erken ek glo. Ek steek my hand op sodat mense kan sien ek glo.
Ek glo. Ek ervaar die Here sê, jy gaan op 'n kruispad kom, jy gaan op 'n plek kom, wat jy gaan moet opstaan en duidelik moet sê, ek glo in Jesus. Ek glo in Jesus. Dankie Jesus, dat U gesterf het, sodat ons nie hoef te sterf nie. Dankie Here, deur U wonde, U lyding, is daar genesing vir ons. Dankie Here, dat U ons vrygemaak het. Dankie Jesus. Terwyl elke oog gesluit is, ek wil vir nog iets bid. As jy vanmôre, Jesus, kom ek sê, so toe Jesus aan die kruis hang, toe vat hulle 'n spies en hulle druk hom in sy hart in. Want hulle wil kyk of daar water en bloed is. Daar kom water en bloed uit. Ek glo die Here sê vanmôre, hulle het my hart stikkend gesteek, sodat jou hart kan genees. As jy vanmôre hier sit en sê, Johan, ek sit met pyn in my hart. Ek probeer dit wegkry, ek sit met pyn in my hart. My hart is seer. Vir wat ook al gebeur het. Wie nie 'n oomblik jou hand opsteek en sê, Here, genees my hart ook. Hulle het U hart stikkend gesteek, sodat my hart gesond kan word. Die Here sê, as jy vanmôre kan glo, dat ek die prys betaal het vir jou hart. Wie is daar nog? Steek op jou hand. Jy hou dit bietjie in die lig, sê, Here, ek steek my hand op as erkenning. Here, vanmôre sien elke hand, jy sien elke traan, jy sien alles. Here, en ek dink jy is hartseer saam met hulle. Jy is jammer vir goed wat gebeur het. Jy is jammer daarvoor. Jy het dit nie gedoen nie. Dis ander mense, ander goed wat besluit het, hulle wil misbruik het. Here, dalk is dit ons wat 'n fout gemaak het. Ons sukkel om te vergewe. Here, maar ek bid dat ons hart sal genees. Daar waar jy sit dalk bietjie jou hand op jou hart en sê, dankie Here, dat U my hart genees. Ek het nou geloof dat U my hart genees. Ek het geloof U genees my hart. Ek het geloof. Yes. Dankie Here dat U my genees. Dankie dat U my hart genees. Dankie vir U vrede en U liefde oor ons. Dankie vir U goedheid oor ons. Dankie Jesus. Kan ons almal daar waar ons 'n oomblik sit net vir die Here sê, dankie Jesus, dat daai beker nie verby U gegaan het nie. Dankie Jesus dat U eie wil opgegee het. Dankie Jesus dat U die pad geloop het. Dankie Jesus dat U wil prys gegee het vir ons. Dankie Jesus dat daar genesing in ons lewe kan wees. Dankie Jesus dat ons as kerk U liggaam kan wees, U hande, U voete kan wees. Dankie Jesus vir dit wat U doen vir ons. Dankie vir U vrede. In U naam, amen. Amen.